My naam is Kiki. En hier is die huis waar ek woon. Ek woon hier saam met my mamma en my sussie Kai. Kai is 'n kunstenaar en sy kan baie mooi teken. Sy vertel ook die mooiste stories. Wanneer Kai stories vertel, vergeet ek sommer van al die slegte dinge. Ek hou baie van Kai se stories. Vandag moet my mamma winkel toe gaan. Sy het vergeet om vuurhoutjies te koop. Ek sal nie lank weg wees nie, roep mamma. Ek en Kai bly by die huis. Kai moet my oppas. Maar ek is verveeld. Ek is nie lus om in my boeke te blaai nie. Ek wil nie televisie kyk nie. Ek wil kyk wat Kai maak. Kai is besig met haar tekeninge. Vertel vir my 'n storie, vra ek. Kai glimlag. Kyk hier, sê sy. Sy begin 'n dogtertjie teken. Die dogtertjie lyk net soos ek. En dan vertel sy die storie. Ballonne. Daar was eenmaal 2 sissies, die een groterig en die ander kleinerig. Op 'n mooi sonskyndag, toe die lug blouer as blou was, gaan ry die 2 sissies in entjie in die groot grys kar. Maar o gits, hulle kyk vir die lig en nie vir die pad nie. En toe hulle weer sien, stap en ry eentjies reg voor hulle in. Die grys ou kar swaai uit en hy wip en hy bots. En toe die stof gaan lê, is hulle binne in die land van Tak. Ag nee, roep die burgemeester, daar gaan die ballonne. En ja, so waar, 15 ballonne styg stadig in die lug in op. Die burgemeester het geskrik vir die grys ou kar en die ballonne laat los. En daar trek dit nou. Dit was die ballonne vir die skooljuffrou se verjaarsdagpartytjie, sug die burgemeester moedeloos. En nou is ons dit kwyt. Toe maar, roep die kleinerige sussie, ek sal dit vang. Sy wip uit die grys ou kar en sy spring in 'n reuse sprong. En so waar, daar gryp sy die ballonne se touwtjies raak. Maar o aarde, in plaas daarvan dat sy die ballonne afbring aarde toe, vat die 15 ballonne die kleinerige sussie mos nou hoor en hoor die lug in. Pas op vir die bome se takke, roep die burgemeester, en hy en die groterige sussie hardloop agterna. Die kleinerige sussie pas op vir die bome se takke en sy dryf saam met die 15 ballonne al hoor en hoor die lug in. Sy kan die polisiestasie sien. Die polisieman staan buite en waai woes vir haar. Pas op vir die kafee se dak, roep hy. En nou hardloop hy ook agterna saam met die burgemeester en die groterige sussie. Die kleinerige sussie pas op vir die kafee se dak en sy sien vir Isabella met 'n groot verjaarsdagkoek op die sypaadjie. Isabella waai vir haar en roep: "Pas op vir die skool se vlaggies." Nou hardloop Isabella met die verjaarsdagkoek ook agterna. Die kleinerige sussie pas op vir die skool se vlaggies en die wind waai haar om en om die skool se dak. Sy kan die skooljuffrou op die stoep sien. "Gelukkige verjaarsdag," roep die kleinerige sussie en waai vir die juffrou.
En kan jy dit glo? Daar sak die 15 ballonne laer en nog 'n bietjie laer af. Die wyntjie sit die kleinerige sussie reg voor die skooljuffrou neer en sy gee vir haar die 15 ballonne. Net op daardie oomblik kom die groterige sussie, die burgemeester, die polisieman en Isabella met die verjaarsdagboek daar aan. Dis die beste verrassing ooit, roep die skooljuffrou en klap haar hande bly. Almal wens haar geluk en elkeen kry 'n stukkie koek. Ons moet weer kom kuier in die land van Tak, sê die kleinerige sussie toe hulle wegry. Maar ons weet nie hoe ons gery het om daar te kom nie. Onthou, sê die ouerige sussie, want dit was heel per ongeluk. En met 'n i en nog 'n i verdwyn die grys ou kar al met die pad af en die land van Tak verdwyn daar ver agter hulle tussen die lang gras. Guys, se storie was net mooi klaar. Toe stop my mamma se kar voor die deur. Sy is terug van die dorp af en sy het ietsie vir ons saamgebring. Ek hoop julle was soet, vra mamma. Baie soet, glimlag Kai. En sy druk haar pen agter haar oor. Sy knip oog vir my. Die land van Tak is ons geheim.